Vanoggend wil ek hierdie vraag vra, wat verwag die Here van ons? En dis 'n vraag wat ek wil hê elkeen moet ons moet dit antwoord, wat verwag die Here van my en u? En ek gaan na 'n gedeelte kyk in Micha vanoggend, en dit is so 'n belangrike vraag hierdie, en ons gaan kyk hoe het Israel opgetree, en hoe tree ek en u op vandag? So wat verwag God van my en u? Ek weet nie of jy dit al gevra het nie. Here, wat wil u hê moet ek doen? Wat verwag u van my? En hierdie is, ons skrifgedeelte gaan kom uit Micha 6 van vers 6 tot 8. Dit is een van die duidelikste, eenvoudigste en kragtigste opsommings oor wat God van my en u verwag. So, wanneer ons vandag hier deurgaan en u kyk daarna, wil ek bid en vra dat ons huis toe sal gaan en sê, ek kyk met 'n hele ander oë na wat God van my as sy kind verwag. En dit is verskriklik belangrik dat ons daarna kyk. Israel het gedink, en dit is belangrik, ons kyk baie keer Ou Testament, Nuwe Testament, want die Ou Testament is nie maar net daar nie. Maar Israel het gedink, as ek meer offers bring, groter offers, meer rituele, hulle het gedink, dis wat God van hulle verwag. En jy kan gaan kyk na hulle, en veral hierdie deel wat ons nou gaan kyk, as ek meer gee, meer ritueel wees, meer heilig is, in die oë van mense, so as ek hier aankom en mense sê, wow, dis 'n heilige persoon daai. As ek dit doen, of net nog bietjie meer doen, dan is dit aanvaarbaar voor God. En dis wat Israel gedink het. Maar God wil iets meer diepers gehad het van Israel. God wil hulle harte hê. En dis dieselfde vandag met my en u. God wil ons harte hê. En dit is, ons is nie altyd bereid om dit te gee nie. Ek sal eerder hierdie ietsie doen, of daardie ietsie doen. God wil ons harte hê. En dis die vraag, is u bereid vandag om te sê, Here, hier is ek, hier is my hart. En hierdie boodskap, en ons het al 'n paar keer daarna gekyk, hierdie boodskap weer klink deur die hele Bybel deur. So kom ons kyk dan vanoggend. God is nie beïndruk deur offers en rituele nie. Ons kan God nie beïndruk deur wat ons doen nie. Jy kan dink, as ek net hierdie goeie goeders doen, dan gaan ek God beïndruk. As ek net op my eie net hierdie dinge doen, of hierdie ietsie doen, dan gaan God beïndruk wees met my. God begeer 'n veranderde lewe. Dis wat die Here van ons vereis vanoggend. Hy wil hê u lewe moet anders te wees. Hy wil hê u moet elke dag verander en meer heilig wees. Heiligmaking elke dag. Die Here wil hê 'n hart wat reg doen. Barmhartigheid lief hê. En nederig met hom wandel. Dis wat God van my en u vereis vandag. En gister het ons behandel, is ons nederig. En dit is so belangrik. Is u nederig? En dis wat die Here van ons vereis vanoggend. En ons gaan kyk vandag. Micha 6 tot 8 is 'n samevatting van hierdie waarheid. En soos ons aangaan, gaan ek die verse vir u voorlees, maar die eerste gedagte, kom ons kyk daarna. Die hartsvraag van die volk. Wat sal God tevrede stel? Dis wat hulle gevra het. Wat sal God tevrede stel? Volgende wil ek u vra. Het u dit al gevra? Wat sal God tevrede stel? Dalk as ek meer doen in die kerk, dalk sal dit God tevrede stel. As ek dalk vriendeliker is met mense, dalk sal dit God tevrede stel. En Israel het gekom, en dit was hulle vraag, hulle hartsvraag, wat sal God tevrede stel? En Micha sê, spreek die Here met Israel oor hulle sonde en hulle boosheid. En as jy kan hierdie gedeelte gaan kyk, dit is soos 'n regsbank, dit is soos 'n regsaak, ons kan dit 'n verbondsregsaak noem, of 'n covenant lawsuit, as ons dit so wil noem. Die Here kom en sê, dis 'n regsaak. Julle is boos. Julle het sonde. Ek wil dit op 'n regsaak met julle uitsorteer.
Die Here vra hulle om te getuig. Hy sê, was ek al ooit onregverdig teenoor julle? Dis wat die Here hulle vra. Jy kan gaan kyk daarna. En die doel wat die Here het nie gevra om hulle te verneder nie. Die Here het gewys hoe getrou hy is en hoe ontrou Israel is. En die Here kom en is soos 'n regsaak. En hy sê, kom ons maak hierdie saak uit, dis 'n regsaak. En hierdie woorde wat die Here spreek teenoor hulle, is so kragtig. Micha 6:3, kyk hierna. My volk, wat het ek jou aangedoen? En waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my. En hier is so mooi. Baie kere kan ons kom en sê, die Here is onregverdig. Die Here kom en sê, kom, dis 'n regsaak. Wat het ek jou ooit aangedoen? Was ek al ooit onregverdig teenoor jou? En wanneer ons deur daai moeilike tye gaan, ons sê, maar die Here is onregverdig, die Here gee nie meer om nie. Dan, hier is wat Israel gedoen het. Dan sê die Here, nie om hulle te verneder nie. Die Here kom en sê, kyk hoe ontrou is julle. Kyk hoe getrou is ek. Dan kom die Here en sê, kom, was ek al ooit ongetrou? En die Here selfde vandag, ons kan hy selfde vraag vra. En die Here kan dieselfde vraag aan ons vra. My volk, wat het ek aan jou gedoen? Waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my. En Israel weet hulle het gesondig. As jy die gedeelte gaan kyk, hulle weet hulle het gesondig. Hulle weet hulle staan skuldig voor God. En wat gebeur dan? Hulle kom en dink, wat kan ons doen? Hulle het gesondig, hulle is skuldig voor die Here. Wat kan ons doen om weer God se guns te kry en God tevrede te stel? En doen ons dit nie ook baie keer nie? Wat kan ek doen? Ek het geval, ek het gesondig. Wat moet ek doen om weer God se guns te kry? As ek maar net hierdie volgende doen, my werke. Dan kom die Here en sê, Micha 6, vers 6 tot 7. Dis Israel, waarmee sal ek die Here tegemoet kom, of tegemoet gaan, en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalwers? Sal ek die Here 'n welbehae of sal die Here 'n welbehae hê in duisende ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Kyk na hierdie woorde. Kyk wat doen Israel. Hulle kom en sê, wat kan ek doen? Laat ek die volgende doen. Israel stel hier 'n paar maniere wat hulle dink, hulle sal God tevrede stel. En jy kan gaan kyk, hulle vrae neem drasties toe. Dit begin by een deel en ons gaan nou daarna kyk, maar dit neem toe. Hulle begin by brandoffers. Dit was die normale godsdienstige reaksie. Hulle het brandoffers gebring. Hulle het gesê, as ons dit maar bring, miskien as ek meer rituele doen, sal God tevrede wees. En Samuel sê vir ons 1 Samuel 15:22, gehoorsaamheid is beter as offers. Maar hulle gaan en hulle sê, as ek hierdie brandoffers gee, as ek hierdie offers vir God gee, en baie kere doen ons dit ook, is dit nie. As ek hierdie volgende doen. Maar die Here sê, dis nie wat ek wil hê nie, ek wil gehoorsaamheid hê. En dan gaan dit verder oor. Hulle gaan dalk as ons 'n jaar oue kalf gee. Dit was 'n jaar oue kalf was baie kosbaar in daai tyd. Dit was 'n waardevolle offerdier. En hulle dink, as ons dit doen, as ons maar net dit doen. Dis die beste wat hulle kon bied, maar dis nie genoeg nie. Die beste uit jouself uit is nie genoeg vir God nie. As jy dink, as ek maar net hierdie doen, as ek maar net nice is met almal, as ek maar net almal kan tevrede stel, dit is wat ek moet doen, dan sal dit God behaag, maar dis nie wat die Here sê nie. En dan gaan hulle verder, en hulle gebruik oordrewe taal. Hulle sê, as ek, wat van duisende ramme, wat van riviere van olie? Hulle is besig en hulle probeer met God onderhandel.
Doen ons dit nie ook baie keer nie? Ek weet wat ek doen, maar nou gaan ek met God begin onderhandel. Om God tevrede te stel. Hulle probeer met God onderhandel, deur aan te bied die prys, en die prys hoër te maak. So kom ons gaan oordrywende taal, kom ek maak die prys hoër. Ek gaan met God onderhandel. Dan sal God my aanvaar. As ek maar net meer doen, meer gee, meer besig is in die kerk, dan is ek besig met God te onderhandel. Maar waar is die hart? En dis die vraag. Israel het met God probeer onderhandel. Waar was hulle hart? As ek maar net die pastoor tevrede stel. Ek onderhandel met God. Waar is u hart? En dis wat met Israel gebeur het. En dan gaan hulle en hulle sê, as ek meer gee, ek wil onderhandel oor my gehoorsaamheid. Hulle wil die gehoorsaamheid vervang. Kyk wat sê Spreuke 21:3, Proverbs 21:3. To do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. En hulle laaste offer wys hulle absolute verval. Wat hulle doen, wat hulle wil gee, is God verag dit. Hulle wil die eersgeborene kom offer. Dit was 'n praktyk in die heidense nasies daardie tyd, om hulle eersgeborenes te offer. Dit wys hulle gruwel, dit was so groot gruwel vir God. Hulle wys hoe ver het hulle verval. Ek sal hierdie doen, en dit is so erg in God se oë. En hulle dink, as ek dit doen, gaan ek God tevrede stel. Israel dink, God wil meer godsdiens, meer offerande, meer prestasie hê. Maar God vra nie vir groter of meer offers nie. God vra vir my en u heeltemal anderste. God vra gehoorsaamheid. Dis wat God vir my en u vra, gehoorsaamheid. En dan kom ons verder. God wil hê ons harte moet verander. Ons het laas keer daaroor gepraat, die kliphart word vlees. God wil hê ons moet 'n veranderde hart hê. Ons kan nie God koop nie, deur enigiets uiterliks nie. Hoeveel keer probeer mense God koop, deur uiterlike goed te doen? God wil 'n veranderde hart hê. Ons kan nie God se guns of vergewing koop nie. Ons kan nie God omkoop nie. God kan nie omgekoop word nie. Israel het gedink hulle kan God omkoop. Dan kan ons hier sit en sê, ja, dis Israel. Ag kyk, mens kan nie glo wat hulle doen nie. Doen ek en u dit nie baie keer nie? Probeer ons nie God omkoop nie. Sien wat antwoord die Here op so aksie. Wat antwoord God? Psalm 50, gaan vir vers 10 lees en vers 14. For every beast of the forest is mine, the cattle of 1,000 hills. En 14, offer to God a sacrifice of thanksgiving and pay your vows to the Most High. Is dit nie waar nie? Alles behoort aan God. Niks wat u besit vandag is behoort aan u nie. Alles, maar alles behoort aan God. Hoe kan ons God probeer omkoop? Hoe kon Israel dink, hulle kan God omkoop? Deur offers, of dan gaan hulle verder en sê riviere van olie. En dan verder, ek sal tot my eersgeborene kind gee, ek wil met u onderhandel. Dan moet ons besef, daai lied wat ons gesing het met die name van God, ek dien nie vir wie u is. Kom terug en sê, Here, ek dien u vir wie u is. En kyk wat God se antwoord op Israel se vraag. Micha 6:8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En hy amplified, he has showed you, o man, what is good. Hierdie vers is 'n kragtige stelling in die skrif. Hy het jou gewys wat goed is. God wys vir my en u vandag wat's goed. As jy wonder, gaan kyk na die skrif. Wil jy weet wat's goed?
God wys dit. Dit is met ander woorde vandag. God steek nie sy wil weg nie. Baie kere kom mense sê, maar ek weet nie wat die Here vir my wil hê om te doen nie. Gaan lees die skrif. God steek nie sy wil vir die weg nie. Hierso staan, hy het jou gewys wat goed is. Wil jy weet wat reg is of nie reg is nie? God wys dit vir u. As jy baie kere met 'n lewenskrisis sit en sê, ek weet nie of dit reg is nie. Ek dink dit is reg. Maar dan weet jy dis nie reg nie. En die Heilige Gees kla jy aan, maar dis die leefstyl. Hoe kan ek my leefstyl verander om in God se weë te pas? Ek sal my leefstyl op my eie manier hanteer. Dan kom God en sê, wat is jy mee besig? Israel, wat is jy mee besig? Mens, ons vandag, Christene, kinders van die Here. God wys ons wat is goed. God steek nie sy wil weg vir ons nie. God se wil is nie vir sekere uitverkorenes vandag nie. Elkeen van u wat hier sit, wat 'n kind van God is, het die Heilige Gees in u. Elkeen van u wat hier is, het 'n Bybel. As jy nie het nie, asseblief, kom praat met ons, dan gee ons vir u. Of jy kan op die foon een kry wat verniet is. Elkeen van u wat hier sit, het 'n Bybel. So, u wat hier sit vandag, weet wat God se wil is. Dis nie 'n weggesteekte misterieuse iets nie. Dis vir elkeen van my en u. En u het die Heilige Gees. En die Heilige Gees openbaar sy woord aan ons. So u weet wat God se wil is. En die Here sê, ek het vir jou gewys. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die hele skrif is deur God ingegee, sodat die mens van God volkome kan wees. Vir elke goeie werk volkome toegerus. En ek het 'n hele lys gehad, maar dan sal die preek te lank wees. So jy kan daarna gaan kyk, waar God sy wil openbaar. Gaan lees dit, waar God sê, hier is my wil. Wil jy reg doen? Wil jy reg lewe voor God? Raak stil by sy woord. Die woord openbaar die Here se wil, wat heiligheid, liefde, gehoorsaamheid, regverdigheid, wysheid, geloof, dit sluit dit in. Om die Here te dien, broers en susters vandag, is nie ingewikkeld nie. Wil jy die Here dien? Dis nie ingewikkeld nie. Dis nie misterieus nie. Dit gaan nie oor rituele nie. Maar die Here sê, kom vandag na my toe. Ek sê vir julle wat ek van julle verwag. Vanoggend kom die Here na my toe in hierdie diens en na u toe en hy sê, ek sê vir elkeen wat hier is, ek wil julle wys wat julle moet doen. Ek wil vir julle wys hoe julle my moet dien. Dit gaan oor verhouding en gehoorsaamheid. Keer op keer in die skrif sien ons hoe die Here ons roep. En die Here sê, wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam aan my. Doen wat ek vir u sê. Die Here sê, doen wat ek vir julle sê vandag. Die vraag is u bereid? En die Here sê, wees gehoorsaam. Dis beter as offers. Maar in die oomblik wanneer u gehoorsaam wandel en lewe, dan is u in die wil en die weë van God. Dan sal u in elk geval doen wat God sê. So kom ons kyk nou na. Ons het gekyk die agtergrond van die eerste verse oor Israel. Maar nou kom ons kyk wat verwag God van Israel van daai tyd en wat verwag God nou van my en u. Die drie vereistes van wat God van ons verwag. So as jy lankal met hierdie vrae sit en jy sê, ek weet nie wat God van my verwag nie, luister na hierdie volgende 3 vereistes. En dan kan goed oopbreek vir en sê, ek hoor wat u sê, Here, ek sal dit doen. Micha 6 vers 8. En wat vra die Here van jou anders? En hier is dit, en ons gaan dit nou behandel. Om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. En daai vers is vir my verskriklike moeilike Afrikaanse vers. Maar ek het
die Amplified gaan kyk. So kom ons kyk daar. And what does the Lord require of you but to do justice and to love kindness and mercy and to humble yourself and walk humbly with your God. So wat sê hierdie gedeelte? En is so wonderlik, die les van gister, ek het dit nie so beplan, gister se les het gegaan oor nederigheid. En die woord toe kom voorbereid, het ek nie na die les gekyk en daar volgens voorbereid nie. Maar een van die dinge is nederigheid. Wees nederig vir God, moenie hoogmoedig wees nie. En dis nou afgedwaal van die preek, maar gistersin is soos, jy moet so, Paulus gebruik die beeld van jy is onder in die skip, en jy is besig om te roei. Hy gebruik daai onderroeier terme. Dit is hoe dit is, hoe ons voor God moet wees. Nederig. En voor mekaar nederig. En hierso is dit een van die dinge wat die Here van my en u vereis. Maar kom ons kyk na die eerste punt. Doen geregtigheid. Wat beteken dit? Micha 6, wou Israel hulle sonde balanseer met offers. Met ander woorde, dit was boos, hulle het sonde gedoen, en ek gaan dit balanseer met offers. En so baie kere doen ons dit. My lewe is nie in die wil van God nie. Dan wil ek dit balanseer en sê, okay, as ek die volgende goedjies gaan doen, dan balanseer ek dit. Een keer wou iemand gedoop word en hulle sê, dis een van die goedjies wat ek nog moet doen. Ek het al 'n paar goed gedoen, dis een van die goedjies wat ek nog moet doen. Ek moet gedoop word. So ek moet balanseer. En dieselfde kom hierso. Wat wou Israel doen? Hulle wou balanseer. God antwoord deur te sê, ek wil nie offers hê nie. Ek wil 'n veranderde hart hê. Alles behoort aan God. Niks wat u het, kan nie vir God gee om God om te koop nie. Alles behoort aan God. God wil hê, my en u hart moet verander. Dis wat die Here van my en u verwag. Die Hebreëse woord geregtigheid, wat hierso is, doen geregtigheid, die woord is meshpat. Dis die woord wat hier gebruik word. Dit beteken baie meer as wees regverdig. Hierdie woord is so omsluitend en so ryk woord. Dit sluit in. So wanneer ons sê wees regverdig, doen wat reg is, sluit dit die volgende in. Doen wat reg is in God se oë. Behandel mense met integriteit. So wanneer jy met mense praat, maak nie saak wie dit is nie, behandel mense met integriteit. So wanneer jy iemand sien, en is 'n biljoenêr, behandel hom met integriteit. Wanneer jy iemand sien wat niks het nie, behandel hom met integriteit. Dis wat God hierso sê. Dis wat ek en u moet doen. Behandel mense met integriteit. Staan teen oneerlikheid. Staan teen korrupsie of manipulasie. Beskerm die kwesbares. Beskerm die kwesbares. Stel reg wanneer jy skade veroorsaak het. Leef moreel reg. Dit is wat hierdie gedeelte insit. Doen geregtigheid. Dawid het gesê, 'n gebroke en berouvolle hart sal u nie verag nie. Mag ons op 'n plek kom wat ons harte stikkend breek voor God. Partykeer wil ek net, my oë moet net toe wees. Ek wil nie meer sien, ek wil nie meer hoor, ek wil net, Here, ek wil u net dien. Maak my hart stikkend en reg, Here. Laat ek 'n berouvolle hart voor u kan hê. Dis wat God van my en u vandag verwag. Doen ons hierdie dinge. Behandel ons ander mense met integriteit. Beskerm ons die kwesbares. Bekering in die Bybel het 2 kante, wegdraai van sonde en oorgaan na gehoorsaamheid toe. En dit is wat God hier vereis vir ons in hierdie eerste gedeelte. Wil jy weet wat om te doen? Kyk hierna.
Om reg te doen, to do justly, is die vrug van ware berou. Wanneer ons op 'n punt kom en sê, Here, ek het ware berou vandag. U ken my hart. U ken my lewe. Hier is ek voor U. Ek het regtig ware berou. Vergewe my. Ek wil gehoorsaam wees. Dan kom ons op 'n punt. 'n Persoon wat werklik berou getoon het, stop die onregverdige gedrag. Maak reg wat verkeerd was en begin om in regverdigheid te lewe. Dis wat God van ons verwag. God wil nie hê offers hê nie. Hy sê begin hierby, stop die onregverdigheid. Maak reg en begin. So stop, maak reg en begin. Dis wat God van ons vereis. Berou is nie net trane nie. Dis transformasie. En dis belangrik. Dit help nie ons huil en huil elke keer nie, maar ons bly dieselfde. Tot volgende keer nie. Dis transformasie, verander. En dis wat God van ons vereis. Die Here sê, wees geregtig. Die Here sê, leer om goed te doen. Laat die reg aan, dit is Jesaja 1:17 en die volgende een is, laat die reg aanrol, soos watergolwe en geregtigheid, soos 'n standhoudende stroom. Dis wat God van ons verwag. Met ander woorde, is nie eenmalig nie. Dit moet soos 'n waterstroom aanrol en aanhou, is soos 'n stroom. Dit kan nie net eenmalig wees nie. Vandag voel ek so nie. En dan môre is ek weer terug waar ek was nie. Geregtigheid is liefde in aksie. So is jy lief vir mekaar. Geregtigheid is liefde in aksie. En dis wat God van ons verwag. Dis wat God van Israel verwag het. Doen die regte ding in elke situasie. Vra God, vra die Here, Here, wat wil U hê moet ek doen? Doen die regte ding in elke situasie. Die tweede gedagte, wil jy weet wat God van u vereis? Om goedheid en barmhartigheid lief te hê. Die Hebreëse woord hierso is hesed. Dis wat God beskryf en hierso is dit weer meer as net 'n woordjie. Hesed is God se troue, loyale, verbondsliefde. Dis God se troue, loyale, verbondsliefde, wat goedheid, barmhartigheid en genade bewys. Dit is wat hierdie beteken. Met ander woorde, dis een van die rykste Ou-testamentiese woorde hierdie. En as ons kyk na as ons dit probeer omskryf in Engels of Afrikaans, is hierdie woord so belangrik. Dit wys wie God is. Dit wys wat God doen en God kom en sê, dis my standaard. Dis wat ek wil hê julle moet doen. Wanneer God kom en sê om goedheid en barmhartigheid lief te hê, het u goedheid lief? Het u barmhartigheid lief? Dan kom die Here en sê, kom ek gee u standaard. Dis hoe dit moet lyk. Want God sê hoe dit is, troue, loyale, verbondsliefde. God is trou. Hy het ons werklik lief as 'n verbondsliefde. Dan kom dit, en dit beteken, hy sê dit beteken verbondsliefde. Dit is liefde wat nie ophou nie. Dis gebou op 'n verbond en nie 'n gevoel nie. Dis liefde wat nie ophou nie. Ek en u, as kinders van die Here, het mekaar lief. En is 'n liefde wat nie ophou nie. Dis God se liefde teenoor ons. Sy liefde hou nooit op nie. My en u liefde moenie ophou nie. Dis 'n verbondsliefde. Dis nie gevoel nie. Want as ons mekaar moet lief hê, as ons so voel, is dit chaos. Want as jy my vandag iets aan my doen, dan het ek jou nie meer lief nie. Môre het ek jou weer lief. Dis nie die liefde van God nie. Dit gaan nie op gevoel nie. Liefde kan nie op gevoel gaan nie. Dit is God se troue liefde wat hy beloof het. Hy verwag dieselfde van ons, om op te tree in liefde wat nie gebaseer is op gevoel nie. Dis ware liefde wat uit keuse voorspring. Ons kies om mekaar lief te hê. Ongeag wie ons is, ongeag of ons verskil, ons kies om mekaar lief te hê. En dis wat God van my en u verwag. En dit is wat ingesluit word in daardie gedagte wat die Here sê, goedheid en barmhartigheid.
Dit is hesed, dis die woord wat dit beskryf. Dan barmhartigheid of genade. Hesed beteken dat God sagmoedig is. God is sagmoedig, God vergewe. Ons word nie behandel soos wat ons verdien. Ons sondes verdien die dood. Maar God behandel ons nie daarvolgens nie. En hierdie liefde wat God hiervan praat, hy behandel ons nie soos wat ons verdien nie, en ek en u moet ander so behandel. Al verdien hulle dit nie. Want God doen dit, ons verdien dit nie en God is goed vir ons. U verdien nie God se goedheid nie. Dis God se genade. En dieselfde, ons moet goed doen vir mekaar, al verdien iemand dit nie, al kry nie 'n dankie terug nie. Ons moet dit doen, want ons wil dit doen, want ons wil goed doen, want dis wat God van ons verwag. Loyale trou, dit beteken dat God aan sy mense vashou, selfs wanneer hulle swak is. God los u nie. Wanneer u swak is, of wanneer u wegdraai, God los u nie. God het u nog nooit gelos nie. En dit is wat ek en u moet doen. Ons moet loyale trou hê vandag. Toon ons dieselfde trou aan ander. Hou ons vas aan ander mense. Al wil hulle niks met ons te doen hê nie. Ek hou vas aan iemand, want dis my broer of my suster in Christus. Ek sal hom nie los nie. Dit is wat God van ons verwag. Hierdie val alles onder hierdie hoofdeel wat God hier so noem in Micha, om goedheid en barmhartigheid lief te hê. Dit val onder daai een woord. Liefde wat gee en dra. Hesed is liefde wat dra, wat beskerm. Kan nie, as ek hierdie woorde hoor, kan nie God sien in hierdie beskrywings. Hy dra, beskerm, red, ondersteun, herstel. Dit is wat ons aan ander moet doen. Ons moet ander dra wanneer hulle swak is. Ons moet mense beskerm. Dis waarom in hierdie gemeente my begeerte is met die hulp van die Here. En ek glo elkeen van u, dit is elkeen van u se begeerte om ander te beskerm. As iemand daar inkom en hulle wil hier seermaak, gaan ons dit nie toelaat nie. Want ons het daai liefde wat God het, ons dra mekaar en ons beskerm mekaar. U kan hier wees en weet, hier is ek veilig. Want hoekom? Want ons het daai liefde vir mekaar. Ons ondersteun mekaar. Dit is liefde wat nie weghardloop nie. Dit is liefde wat bly, al word dit moeilik. Dit is wat ek en u moet doen. Dis wat God van ons wat God van ons verwag. Ons bly. Dit is liefde wat nie weghardloop nie. Dit is liefde van 'n vader wat sy kind nie los nie. En as ons op 'n aardse manier moet stel, die van u wat ouers is, die paas. My liefde vir my kind gaan nie ophou nie. Maak nie saak wat hulle doen nie. My liefde vir my kinders bly dieselfde. Ek gaan hulle nie los nie. Ek sal nie my kinders los nie. Hoeveel te meer sal ons hemelse Vader ons nie los nie. En hier is die liefde wat God van praat. En hoe sal dit lyk as ek en u hierdie liefde vir mekaar het? Ons is lief vir mekaar. En ek weet, u is lief vir mekaar in hierdie gemeente. Ons is lief vir mekaar. Wat beteken hierdie woorde? Wees lief daarvoor om goed te doen. Dis mooi, hierdie woorde is mooi. Wat so mooi karakter is dit wat God van ons verwag. Wees lief om goed te doen. Wanneer ons goed doen, uit dwang uit, hoe lyk dit? Dit is 'n bitter smaak. Maar hoe lyk dit wanneer ek goed doen, want ek is lief daarvoor om goed te doen? Dis wat God van ons vereis. Ons moet lief wees om goed te doen. Ek wil vergewe. Dis my lekker om vriendelik te wees. Ek verkies herstel bo wraak. Ek verkies vrede
bo haat. Ek wil genade bewys aan ander, omdat God genade aan my bewys. Dit is wat God van ons verwag. Wil jy weet wat om te doen? Dis wat God van ons verwag. Ek sal genadig wees teenoor ander, want God is genadig teenoor my. Dit is die hart van 'n persoon wat werklik berou getoon het. Psalm 103:8, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot in goedertierenheid. Dit beskryf God, slow to anger and rich in love. Is dit wat ek en u is? Is dit wat ek en u nastreef vandag? Wil jy weet wat God, wil jy weet wat ek moet doen? Dis wat God vandag vir u sê. Dis die aset liefde. Dis die woord wat barmhartigheid beskryf. Goedheid en barmhartigheid liefde. Kyk daarna, dink daaraan vandag. Dis wat God van Israel verwag. En dis wat God nou op hierdie oomblik van my en u verwag. En dan die vraag, doen ons dit? Die derde punt, die derde ding wat God van ons verwag in hierdie vers in Micha, wandel in nederigheid met jou God. Nederigheid is die wortel waaruit geregtigheid en barmhartigheid groei. As ons nie nederig is nie, hoe kan ons barmhartig wees? As ons nie nederig is nie, hoe kan ons regverdig optree? Dis die wortel, nederigheid. En baie kere kan ons sê, ek het nie 'n probleem met nederigheid nie. Is u hoogmoedig? Beskou u uself beter as iemand anderste? Is u werklik nederig en wandel u werklik in nederigheid saam met God, in nederigheid voor God? Want as ek en u nie nederig is nie, hoe kan ons geregtigheid hê? As ons nie nederig is nie, hoe kan ons barmhartigheid hê? Party mense kan reg doen uit trotsheid. Ek doen reg, ek doen dit uit trotsheid. So ek sal iets vir iemand doen uit trotsheid. Of ek sal hierdie ding doen, of die Here dien, want ek is trots. Ek borrel op van trotsheid. Want ek dien al die Here vir 20, 30, 40 jaar en niemand kan niks vir my vertel nie. Ek doen dit uit trots uit. Ek doen reg. Dit kan mens doen. Ek kan barmhartig wees want ek voel skuldig. So ek voel skuldig, so ek sal barmhartig wees. Dit kan ons doen. Want dit kom uit skuldgevoelens uit. Maar die derde punt, en so belangrik, maar niemand kan nederig wandel met God sonder 'n gebroke, afhanklike hart nie. Niemand nie. As u nie 'n gebroke en afhanklike hart voor God het nie, hoe kan u saam met God wandel in nederigheid? As u trots is, hoe kan u saam met God wandel? Want u is so trots, u raak groter en God raak kleiner. Hoe kan u so wandel? As ek nie afhanklik is van God nie, hoe kan ek in nederigheid saam met hom wandel? Ek het nie God nodig nie. Ek voorsien vir myself. Ek sê okay. Ek het 'n mediese fonds, as ek siek word, gaan ek dokter toe. Ek lewe en ek lei my lewe soos ek wil. Ek is nie afhanklik van God nie. En weet jy, ek het 'n ander preek gehad, maar ek het preek hom nie vandag nie. Maar wanneer ek en u regtig afhanklik is van God, dan is dit asof ons gewig op God plaas. Is dit nie totale afhanklikheid nie? Ek kan nie meer nie. Ek vat my hele gewig, alles wat ek is, Here, dis wat ek doen. Ek lê dit op u neer, want ek kan nie op my eie nie. Ek is so afhanklik van u. Ek kan nie 'n woord spreek as u dit nie vir my gee nie. Ek kan nie 'n tree gee as u nie daar is nie. My lewe val uit mekaar uit as u nie daar is nie.
Maar die oomblik as ek sê, Here, ek sit alles wat ek is, my hele wese, my hele bestaan, wil ek op U gooi, om dit so te stel. En ek het dit myself, die prentjie in my kop gekry. Ek kan nie meer loop nie. Ek kan nie, dis nie te moeilik, en ek vat my hele wese. Met 'n gebroke hart kom ek na U toe, Here. Ek wil net nederig en in totale afhanklikheid voor U wees. Israel, dink aan die woorde, Israel vra, moet ons duisende ramme gee? As die rivierstrome vol olie is, kan ek dit vir U gee? Of kom ons vat dit erger, ek vat my eersgeborene kind. Ek gee dit vir U, ek sal met U onderhandel. Is dit nederigheid? God antwoord en sê, nee, ek wil jou hart hê. Dis wat God vanoggend van my en U vra. God weerstaan die trotses, maar aanvaar die nederig is. Ek moet niks word nie. Want wanneer ek my swakheid besef, kom ons op die punt wat ons dan besef ons hoe groot God is. En ek en U moet op daai plek kom vandag, broers en susters. Niks wat ons het, niks wat ons kan doen, uit onsself uit het waarde nie. Uit myself uit kan ek dalk U beïndruk. Uit myself uit kan ek goed doen en dan kan sê, wow, okay, dis wonderlik. Wil ons dit hê uit onsself uit? Wil ons goed uit onsself uit hê, of wil ons sê, Here, U wil. U wil. As U nie by my is nie, gaan ek verkrummel. As U my nie gaan help nie, beteken ek niks. As U nie ons help in hierdie kerk nie, beteken dit niks. Want dan is ek besig met performance. Dan gaan dit oor myself. Maar wanneer U ingryp, Here, en U vat oor, en U is in beheer, en ek vat my gewig, en ek sit my gewig, en sê, Here, hier is ek, neem oor. Dan kan ek in nederigheid voor U verskyn. Laat ons nie soos Israel sê, Here, wat kan ek uit myself uitgee nie? Strome olie, klomp offers. Selfs my eersgeborene sal ek vir U gee. God weerstaan dit. Sonder nederigheid kan 'n mens nie eers die eerste tree gee nie. Hoe kan ons saam met God wandel? Hoe kan ons saam met God 'n pad stap, as ek dit op my eie wil stap? En dis wat ons moet self afvra. Hoe kan ek daai eerste tree gee, as U nie by my is nie? Geregtigheid is wat jy doen. Barmhartigheid is hoe jy ander behandel. Maar nederigheid is wie jy is voor God. En as U nie nederig is nie, beteken dit niks. As U nie vandag voor God staan en nederig is nie, beteken dit niks. Al die talente wat U mag hê, beteken niks. As jy die beste stem het om te kan sing, maar jy is nie nederig nie, voor God nie, beteken dit niks. As jy die beste spreker is, en jy kan 'n hele skare omdraai, maar jy is nie nederig voor God nie, beteken dit niks. Alles wat U vandag het, is omdat God dit aan U toevertrou het. U is vanoggend hierso. Ons is gesond. Baie van ons voel siek in ons liggame, maar ons is nog steeds hier voorreg om vanoggend hier te wees. Dis God se genade. Dat ons kan vanoggend die Here se naam groot gemaak het, is God se genade. So alles wat U vandag het, is omdat God dit gee. En dit moet ek en U besef. Nederigheid is wie U is voor God. En dis wat God vandag van my en U vereis, en ek sluit af. Dis die 3 gedagtes. Wil jy weet wat God van U verwag? Gaan kyk na Micha 6 tot 8. En dan sal jy sien wat God van U verwag. Micha 6 tot 8 wys vir ons dat God nooit beïndruk was, of ooit sal wees met groot offers, rituele of godsdienstige prestasies nie. God is nie beïndruk daarmee nie. U gaan nie die Here beïndruk nie. Die Here vra iets baie diepers.
Vanoggend vra die Here hart wat reg doen, barmhartigheid lief hê, nederigheid wandel voor hom. Maar in die waarheid is, vanoggend, Israel kon dit nie doen nie. En ek en u, uit onsself uit kan ons dit nie doen nie. U kan probeer, u gaan dit nie reg kry nie. Ons geregtigheid bly gebrekkig. Nou is ons geregtig, regverdig, nou is ons nie. Dit bly gebrekkig. Ons barmhartigheid is wisselvallig. Vandag sal ek barmhartig wees, môre is ek nie. Vandag voel ek het liefde vir iemand, môre nie. Ons bly gebrekkig. En ons nederigheid word maklik deur trots vervang. Dit is so waar, is dit nie? Ons nederigheid word maklik deur trots vervang. Ek kan hier so staan en sê, wow, afstap. Ek dink vandag was hierdie preek kragtig. En ek dink almal is geraak deur hierdie preek vandag. Ek glo dit. En dan raak ek opgeblaas soos 'n vissetjie wat myself opblaas en opblaas. Dan sê die Here, waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? Kom terug aarde toe. Besef wie ek is, raak nederig. Dan kom ek en sê, Here, ek is so jammer, wat doen ek? En so baie kere kan ons kom en sê, ek het daarom nou mooi gepraat met daai mense. Hulle sal tot bekering kom. Nou het ek hierdie goeie goed vir God gedoen. Die Here moet seker baie beïndruk wees vandag met my. Hoe maklik is dit net so? Dan raak ons trots in onsself. Maar wat sê God? So maklik, wat het Israel gedoen? So maklik word nederigheid met trots vervang. En die Here kom en hy stuur vir ons 'n antwoord. Jesus Christus. Die Here kom en hy gee vir ons Jesus Christus. Gaan kyk na Jesus Christus se lewe. Gaan kyk van geboorte af, regdeur kruisiging, opstanding, hemelvaart. Gaan kyk na alles. Jesus het geregtigheid gedoen. Jesus het geregtigheid gedoen, volmaak, sonder sonde. Hy was barmhartigheid, hy het barmhartigheid gewys, hy het sondaars omhels. Gebrokenis het hy gesond gemaak en hy het vergewe. Hy het vergewe, hy het sy vyande vergewe. Hy het nederig gewandel met God. Hy was nederig teenoor God, teenoor die Vader heeltyd tot by die kruis. En aan die kruis hang hy en hy sê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is Jesus. Dit is ons voorbeeld vandag. Hy het toegelaat, hy was verneder aan die kruis. In Christus vandag sien ons nie net 'n voorbeeld nie van Micha 6:8 nie. Dis die vervulling daarvan. Dit wat God van ons en u verwag, het Jesus vervul. En dit is wat die Here van ons verwag. Uit jouself uit kan jy dit nooit vervul nie. Uit jouself uit gaan jy dit nie kan doen nie. Jy gaan val, jy gaan struikel. Maar deur die kruis en die opstanding kom die Here. En hy gee vandag vir my en u 'n nuwe hart. Hy verander ons van binne af. Dis wat die Here van my en u verwag. Hy verander my en u van binne af. En is dit nie so belangrik vir ons nie? Wil u verander word van binnekant af? Dat ons nie wit gepleisterde grafte is met doodsbeendere binne nie. Maar die Here kom en hy wil my en u vandag verander. Hy wil ons verander van binnekant af. Wat God van ons vra, het Christus vir ons gedoen. En Micha 6:6-8 is nie 'n skuldgevoel vanoggend nie. Dis 'n uitnodiging. Die Here nooi my en u uit vandag, soos u hier sit. Hy sê, kom, ek wil vir jou wys wat ek van jou verwag. En dan wil ek vir jou die hulp gee om dit te kan doen. En dis die Heilige Gees in ons. Want wanneer u weet, ek is nie barmhartig nie, of wanneer u weet, ek is nie regverdig nie, of wanneer u weet, nou is ek hoogmoedig, weet u dit nie maar net nie. Die Heilige Gees kla u aan, hy wys vir u, en dan moet ons draai en sê, Here, ek het geval, vergewe my. Here, ek wil doen wat u vir my sê.
En mag ek en u vandag nie op 'n punt wees waar ons sê, ek sal met God onderhandel oor my sonde nie. Doen baie mense dit nie. Ek sal met God onderhandel oor my sonde. Mag ek en op 'n punt kom en sê, Here, ek wil met 'n gebroke, stikkende hart voor u sit. En die Here sê, soos ons gehoor het al, hy verander hy kliphart van u. En hy maak dit in 'n hart van vlees. Kom na Jesus toe. Ontvang sy genade. En wandel op so 'n manier. En Here het dit moontlik gemaak in nederigheid saam met God. Amen.